Dag sê, vriende. Julle ken my mos al teen die tyd. Ek is Pikkie, die bewegende rekenaarrobot graad 1 en die mees gevorderde van my soort. En dit sê ek nou sonder om groot kop te probeer wees, want dis 'n feit, 'n onbetwisbare feit. In elk geval, ek praat met julle uit die jaar 2500 en wat 'n wonderlike plek is dit nie. Daar's ongelooflike geboue en ruimtetuie. En op tegnologiese gebied is daar feitelik niks van die mens nie kan regkry nie. Daar's net een probleem. Na al die jare kan die wesens van die heelal nog nie in vrede saamleef nie. Dis veral die aardmense hier by die Interster hoofkwartier in Kaapstad wat deur die krokons van Prins Karnati lastig geval word. Die aanhoudende bakleierery is vreeslik. Ek wil dit duidelik stel. Ek is 'n Bollander in murg en been. Of moet ek liewer sê, 'n Bollander in stroombaan en in bedrading. En ek sta gelukkig aan die goeie kant van die stryd, saam met die mense van Interster wat reg en geregtigheid wil laat geskied. Kom ek wys julle wat ek bedoel. Die voorval waarvan ek wil vertel, het alles met 'n interplanetêre radio-oproep tussen die verfoeilike Dr. Gorman en sy afskuwelike krokon-bondgenoot Prins Karnati begin. Hallo, hallo, Prins Karnati, hallo, hoor jy my? Hoor? Ja, ek hoor u, Dr. Gorman. Waarvandaan praat u? Hoor? Ek is in my asteroïde hoofkwartier hooguit. Ek vertrou dat hierdie oproep in goeie gesondheid hoor. Laat staan die gekletserij, Dr. Gorman. Ons het 'n dringende taak. Interster moet uitgewis word. Ja, Prins Karnati, dis juis in die verband dat ek hier in my asteroïde wil spreek. Soos ek sê, Dr. Gorman, as dit vir Interster tot nadeel sal strek, sal ek tog te graag wil meehelp. Wat behels die optrede? Ek, Prins Karnati, wil die kweektuine van die aarde wat op die maan aangelê is uitwis. As ons hulle nie met regstreekse geweld kan plaatslaan nie, sal ons hulle deur hongersnood op hulle knieë dwing. Hoor en uit. Landingsbaan C is skoon in Pala 1. U het toestemming om te land. Oor en uit. Dankie beheer. Uit. Juffrou Villiers, hoe lyk dit vir my of Impala 1 volgatig geskiet is? Ja, Pikkie. Die krokonmagte wil ons patrollies net nie met rus laat nie. Ek weet nie hoe kaptein Delery en luitenant Buys se senuwees dit uithou nie. En u, senuwees juffrou Villiers? U weet natuurlijk dat het vir u eie gemoedsrus gevaarlik is om u met die bemanning se probleme te identifiseer. U moet te alle tye koel en kalm kan optree. Ag, Pikkie, ek is ook maar mens. Ja, juffrou. Veral as dit by die kaptein kom. Toe nou, gevoellose blikkreatuur. Juffrou, ek maak ten sterkste beswaar. Ek is 'n bewegende rekenaarrobot graad 1. Die mees gevorderde van my soort. Kaptein, ek sien die aanloopbaan vir ons. Ook net betyds as hy my vra, luitenant. Van buite af lyk die Impala 1 seker soos 'n sifdraad. Die keer het die krokons ons amper vasgetrek. Ons het die aanval daarom oorleef, kaptein. Die krokons was nie so gelukkig nie. Moenie so vinnig praat, die luitenant. Ons het nog nie geland nie. Daar's hy. Sit die tuig nou saggies neer. Saggies. Hou die tuig in die lug, luitenant. Ek kan nie, kaptein. Sy gos uit. Ons gaan neerstort. Hulle het neergestort, juffrou. Hulle het hard geval. Wel te hard, Pikkie. Evenal lyk dit sleg. Die rook is in die pad. Ek kan nie mooi sien wat aangaan nie. Wees kalm, juffrou. En maak seker dat die brandweer op pad is so toe. Daar's nie nou tyd vir trane nie. Ek het lank al die alarmknopie gedruk, meneertjie. Met my doeltreffendheid skort daar niks nie. Ekskuus, juffrou. Ek moet erken dat ek self 'n bietjie bekommerd is.
Luitenant, hoor jy my? Adam praat met my. Word wakker, maar die tuig gaan ontplof. Adam, hy is dood. Adam. Waar? Word wakker, maak. Die tuig gaan ontplof. Kom nou, Adam, ons moet hier uit. My bene. My bene wil nie werk nie. Ek kan my been nie reguit maak nie. Alle een gaan ontplof, luitenant. Ons moet die uitskietstoele gebruik. As hulle nog werk. Kan jy die knoppie bykom? Ja, daar's hy. Impala 1 het ontplof, Bakkie. Dan is dit alles verby. Dis klaar praat met niks en Adam. Ja, juffrou. Ek is jammer. Nee, hulle is veilig. Kyk, hulle het die uitskietstoele gebruik. Daar land hulle nou. Ek kan dit nie glo nie. Hulle het dit oorleef. Dit lyk my die luitenant het seer gekry, juffrou. Die ambulansmanne het hom op 'n draagbaar gesit. Kom ons gaan hoor presies wat aangaan. Die Krokon ruimtetuig het pas geland, baas. Ek hoop Prins Karnati help ons die keer behoorlik. Die Krokons is 'n bietjie dom as jy my vra. Hoekom werk ons dan saam, baas, as ons nie volle vertroue in hulle het nie? Hulle het die slaankrag wat ons teen Interster nodig het. Ons sal die Krokons se wapens teen die Interster klomp inspan en sodra ons van hulle ontslae geraak het, sal ons met die Krokons afreken. En dan is die rykdom van die ganse heelal myne, net myne. Dag, dokter Gorman. Wat sê u van rykdom? Rykdom? Het ek iets oor rykdom gesê, manskap? Nee, baas. Nou ja, dan het jy seker verkeerd gehoor, Prins Karnati. Kom binne, maak u tuis. Ek het nie tyd om te verspil nie, dokter Gorman. Watter plan het u beraam? Soos jy weet, moes die aardmense op die maan kweektuine aanlei om aan hulle voedselbehoeftes te voorsien. Die bevolkingsontploffing op die aarde het maar min ruimte vir landboubedrywighede gelaat. Ja, ons is bewus van die kweekhuise wat hulle gebou het. Dis 'n reuse binnenshuise plaasstelsel wat hulle op die maan het. Juis, Prins Karnati, juis. Dis 'n goed verseelde struktuur, want plante het suurstof en ander gasse nodig en die maan het feitelik geen atmosfeer nie. Sonder die kunsmatige atmosfeer van die kweekhuise sal die plante vrek. En dit sal 'n voedseltekort vir die aardmense veroorsaak. Miljoene sal sterf. Dit sal chaos skep. En dan sal dit vir ons makliker wees om die aarde en sy rykdom in te palm, om nie eers van die uitwissing van Interster te praat nie. Dit sal moeilik gaan om die verdedigingsnetwerk van die aarde binne te dring, dokter Gorman. Die aardmense besef hoe belangrik hulle voedselvoorrade is. Dis 'n les wat hulle in die 20ste eeu geleer het. My plan lyk so. Die aardmense het geen rede om my te wantrou nie. Ek sal dus na die aarde toe reis en dan ongesien se bom laat ontplof. En dan kan ek sabotasie pleeg deur 'n gebou of twee te vernietig. Dit sal Interster se aandag aftrek. Dan kan u op die maankweektuine toeslaan terwyl hulle waaksaamheid in daardie geweste afneem. Net een raakskoot op die kweekhuise. Die atmosfeer ontsnap. Die gewasse vrek en die stryd is gewonne. Prins Karnati, u is vlug van begrip. Stem u toe? Natuurlik. Hoe gouer ons die aardmense uitwis, hoe beter vir ons almal. Ons moet dadelik begin. Ek het berig ontvang dat my magte een van die Interster Impala ruimtetuie ernstig beskadig het. Dit beteken hulle het minder ruimtetuie om teen ons te gebruik. Dis goeie nuus, Prins Karnati. Wat het van die eie magte geword? Ongelukkig het Delarey en Buys daarin geslaag om my ruimtetuie te vernietig. Maar, toe maar, die keer sal ons daar die twee mannetjies vastrek. Ek is nie jy's lief vir hospitale nie. Lê jy maar net stil, Adam. Nou, geniet die ruskans terwyl jy kan. Is nogal moeilik om te ontspan terwyl jou been gespak is. Wees dankbaar, luitenant. Dit kon veel erger gewees het. Ja, jy's reg, professor. Uitskietstoele nie gewerk het nie, was julle dood. Jy en die kaptein. Daai krokons.
Ek kan Prins Karnati met my kale hande verwrig, of so voel ek altans. Ja, die al ewige krokons. Hulle hou nooit op met hulle streke nie. En dalk is hulle op hierdie oomblik besig om kwade planne te smee. Terug op julle poste, mense. Ons is op pad, professor. Behalwe jy natuurlik, luitenant. Ek hoop jy herstel vinnig, Dankie. want Interster het jou dienste beslis nodig. En luitenant, moet asseblief nie die mooi verpleegstertjies lastig val nie. Net nou draai hulle u van kop tot tone in verband. Sis, Piggy. Wat verwag jy dan van my? Ek respekteer die skoner geslag. Ek ook, luitenant, ek ook. Het ek u al van my vriendin vertel? Sy is 'n gevorderde tekenautomaat in die beplanningsafdeling en haar vaartbeleiding is uitstekend. Nou ja, mense. Ons is in 'n kwesbare posisie. Die Impala 1 ruimtetuig is vernietig en luitenant Buys lê vir die volgende paar weke in die hospitaal met 'n afbeen. Oh, professor, ek glo daarmee dis so ernstig nie. Juffrou Fourier is 'n knap vleenier en Pikkie kan ook sy plek vol staan. En ons het daarom 'n paar bykomende Impalas. Is nie so maklik nie, kaptein. Ons moet daarom ook nog ons strategiese instellings bewak. Die uraanaanleg op die planeet Mars, die radarstasies binne ons sonnestelsel en natuurlik ook die voedselkwekery op die maan, om net 'n paar te noem. Dis 'n kwessie van prioriteite, professor. Totdat ons weer op volle sterkte kom, moet ons maar net die vernaamste instellings voorkeur laat kry. En na my eerlike mening is die kweektuine op die maan die belangrikste van die klomp. Ek stem saam, Pikkie, want sonder kos kan niks lewe nie. Wel, juffrou, al wat ek nodig het is 'n dosis elektrisiteit om my batterye te herlaai. Voedsel en spysvertering klink vir my so primitief. En ek verkies 'n lekker sappige appel bo 'n volt elektrisiteit, Pikkie. Die voedselbronne kry voorrang. Kaptein, Professor. u en juffrou Verheer sal dadelik by die Impala 2 na die maankweekhuise vertrek om die eerste bewakingsskop waar te neem. Ek wil hê juffrou Verheer moet onder bekwame toesig haar hertoetrede tot die vliegkuns bemeester. En ek sal die beheerfunksie hier by die Interster hoofkwartier waarneem, professor. Hoe voel die stuurstang vir jou, juffrou Fourier? Dit voel of die Impala stuurkajuit my tweede tuiste is. Dankie, kaptein. My vorige vliegervaring is nog vars in my geheue, soos dit enige intersterlik betaal. Nou goed dan. Begin met opstijgprosedure. Impala 2 aan beheer. Impala 2 aan beheer. Ek vra toestemming om te vertrek. Oor? Het u die instrumente nagegaan, juffrou? Oor? So 'n verwaande blik oor. Beheer, ek wil u net daaraan herinner dat ek 'n volwaardige vlieënier is. Oor? En ek, juffrou, wil u net daaraan herinner dat ek 'n bewegende rekenaarrobot is. 'n PRR graad 1. En daarbij is ek geblik oor nie. Ek is 'n polander in stroommaan en in bedrading. Terwyl julle twee, daar's werk wat voor lê. Impala 2, u het toestemming om te vertrek. Hoor en uit. Dankie, professor. Uit. Luister, Lina. Jy moet nie vir Pikkie te ernstig opneem nie, hoor. Jy kan maar opstyg, juffrou. Ek weet daarom nie. Daai klein monster sal my nog tot raserny dryf. Manskap, is die krokon ruimtetuig nog op koers? Ja, baas. Hulle begin nou net agter die maan in beweeg. Ons moet liewer radiostilte handhaaf. Natuurlik, Swap. Van die verbintenis tussen my en Prins Karnati moet Interster niks weet nie. Maar jy moet nou dadelik met Interster hoofkwartier gesels, want ons het pas hulle radarnetwerk binne gedring. Goed, baas. Professor, ek het 'n ruimtetuig op skerm. Ek wonder wie dit kan wees. Hulle moet vinnig praat of ons stel die lugafweer geskut in werking. Interster beheer. Interster beheer. Dr. Gorman roep Interster beheer. Oor. Dis die interplanetaire nywerhaar, Dr. Gorman. Interster beheer, hoor jy, Dr. Gorman? Waarmee kan ons help? Hoor? Goeiedag, professor. Ek moet op die aarde sake transaksie afhandel en ek wil graag van die landingsfasiliteite gebruik maak. Hoor? Met plesier, Dr. Gorman. Interster bevorder graag ekonomiese groei en handelsbetrekkinge met vriendskaplike volke.
Maak gebruik van landingsstrook A. Oor en uit. Loggelowige spin. Voor hulle oë kan uitspeel is ons die oorwinnaars. Raskarnati moet net sy kant bring. Hoogheid, ek het die kweekhuise op skerm. En daar's ook 'n ruimtetuig op skerm. Dis Delary. Maak gereed die wapentuig. Die keer gaan ons 2 vliee met 1 klap doodslaan. Kaptein, ek kan die kweekhuise sien. Daar word vertel dat hulle hier op die maan ook sulke mooi blomme kweek. Ja, die spreekwoordelike maanskyn en rose, juffrou. En by uitstek die 2 bestanddele vir romantiese samesyn. Dis nie alles maanskyn en rose nie, kaptein. Wat? Ek het 'n krokon ruimtetuig op skerm. O, so. Toe maar, ons sal vir hulle die wêreld moeilik maak. Wapens gereed. 4. Hoogheid, hulle het ons onderskoot. Verfliks, skiet dat terug. Wat wag jy nog? Sjoe, kaptein. Dit was amper raak. Jy vertel vir my, juffrou. 4. Hoogheid, ek raak bang. Hulle is gas te goed vir ons. Lafaard. 4 sê ek. Hulle het ons raak geskiet, kaptein. Ons wapens is buite werking. Ons het verby met ons. Van die krokons kan ons geen genade verwag nie. Hoogheid, ons motore is buite werking. Ons skietkrag neem af. Daai verflikste Delary. Gee pad hierso, terwyl ons nog kan beweeg. Hulle het hulle aanval gestaak, kaptein. Hulle vlug. Sjoe, dan is die geluk aan ons kant. Want sonder wapens kan ons in elk geval niks uit terug nie. Keer terug na basis, juffrou. Professor, de aanval in sector 7. Kaptein Delary en juffrou van J het by die vyand slaags geraak. Pikkie, bevries dadelik alle lugverkeer hier by die basis. In die omstandighede durf ons geen kanse waag nie. Selfs Dr. Gorman, professor. Ja, Pikkie, selfs Dr. Gorman. As dit by veiligheid kom, dan durf ons niemand oorsien nie. Baas, ons het pas geland. Oei, nou gaan ons 'n groot slag teen Interster slaan. Beheer aan Dr. Gorman. Ek moet u ongelukkig versoek om binne die ruimtetuig te bly sit en om nie die tuig sonder toestemming te verlaat nie. Hoor. Wat? Dis verregaande. Ek het dringende sakebestellings in die stad. My tyd is kosbaar en ek teken ten sterkste beswaar aan. Dit is jammer, Dr. Gorman. Alle lugverkeer is bevries. Ons magte het by die vyand slaags geraak. Goed, boodskap ontvang. Hoor en uit. Baas, beteken dit dat ons nie met die plan voortgaan nie? Natuurlik, domkop. Hy onbooslike prins Karnati en sy simpele terwant het ons weer in die steek gelaat. Hulle moes met hulle aanval gewag het tot ons gereed was. Soms wonder ek of ek nie alleen beter sal regkom nie. En dit, vriende, dit is die soort ding waarmee ons hier by Interster te kampe het. Prins Karnati en Dr. Gorman doen alles in die stryd om ons te vernietig. Ons het destyds nie geweet dat Dr. Gorman 'n verraaier is nie. Maar wat dan van kaptein Delary en juffrou Villiers? Het hulle daarin geslaag om veilig na basis terug te keer? Soos julle pas gehoor het, is die lewe by Interster nie altyd maanskyn en rose nie. Maar luister gerus na die keersy van hierdie plaat om vas te stel of ons helde dit oorleef het. Impala 2 aan beheer. Ons vra toestemming om te land. Hoor? Beslis, kaptein. Stryk weer net wanneer u lus het. En dan kom terug. Hoe staan sake by die Impala ruimtetuig?
hoor. Die krokos het ons wapens buite werking gestel, beheer, maar verder lyk alles in orde. Ons het daarom die aanval op die kweektuine afgeweer. Oor? Knap gedaan, mense. Ek is trots op julle. En wat van my, professor? Pikkie, jy word beslis by my gelukmense ingesluit. Kom spreek my almal sodra julle pligte afgehandel is. Ja, maat. Lekker uitgevang, né? Daar is sommige van julle wat gedink het kaptein Delarey en die pragtige juffrou Villiers gaan neerstort, nie waar nie? Skaam julle nie. Ons intersterhelde is gans te taai vir daai spul krokons en die verraaier Dr. Gorman. Nee, man. Kyk, al is Karnati en Gorman so agtermaks, is die interster personeel op en wakker genoeg om enige aanslag af te weer. En soms laat hulle nie op hulle wag nie. O nee. Soms kom die aanvalsinisiatief van Interster af en slaan die Interster bemanning dan oor die grense toe om die krokon-terroriste onverhoeds te betrap. Die vyand is sterk, ja, maar gelukkig het die aardmense goeie bondgenote. En hulle is die bewoners van die planeet Zareb. Hulle name Zanor en Megon. So het dit dan ook gebeur dat die aardmense en die Zarebs gesamentlike aanval op die planeet Krokon beplan het. Zanor en Megon, dis vir my weer eens aangenaam om verteenwoordigers van die planeet Zareb by die Interster hoofdkwartier te verwelkom. Dankie, professor. Die aarde en Zareb is bondgenoot in die stryd teen die bose krokonmagte. Daarom is dit vir ons 'n eer om hier met woord en daad by te staan. Professor Megon wil iets voorstel. Dankie, Zanor. Professor, die Zarebs is van mening dat die krokons vir hulle wandaden nie ongestraf kan bly nie. Bedoel u dat ons 'n aanval op die krokonplaneet moet lood? Presies, kaptein. Ons wil die krokon wapenopslagplekke uitwis. Die interplanetaire volkerenorganisasie sal beslis nie daarvan hou nie. Hulle sal ons van grenskending, aggressie en weet wat nog alles beskuldig. Och, Pikkie. Hulle verwag van ons dat ons hande agter die rug moet toekyk terwyl die krokons terrorisme pleeg. Nee, wat? Ek is te gunste van 'n aanvalspoging. Ek ook. Ja, die dokters haal vanmiddag die gips van my been af en sodra die spiere aangesterk het, is ek beskikbaar as lid van die aanvalsmag. En ek ook. Moenie dat ek gaan thuis bly nie. Okay, manne. Die ding moet ons goed deurkyk. Ek is ook keelvol vir die krokons. En 'n suksesvolle aanslag op hulle wapenopslagplekke sal ons beslis tot voordeel strek. Maar die krokonverdedigingsnetwerk is stewig en feitelik ondeurdringbaar. Megon het reeds 'n plan beraam, professor. Soos jy weet, het die planeet Krokon meer as 1 maan. Daar's inderdaad 7 maane wat om Krokon wentel. Ons het daaraan gedink om vir ons doeleindes 'n 8ste maan in 'n wentelbaan om die planeet te plaas. Dit sal 'n kunsmatige maan wees, professor. 'n Holmetaalsfeer wat groot genoeg sal wees om 2 ruimtetuie binne in te huisves. Sodoende sal ons ongesiens nader kan beweeg en op die regte tyd vinnig kan toeslaan. Knap gedagte, Megon. Ons maak dan dood eenvoudig die lyke van die sfeer oop, vlieg met die ruimtetuie na buite en val aan voor die krokons mooi weet wat aangaan. Ja, dit sal miskien werk. Die krokons het in elk geval soveel maane dat hulle nie sommer 'n bykomende maan sal opmerk nie. Hoe lank sal dit neem om so 'n sfeer te bou? Professor, die self aangedrewe sfeer is reeds gebou. Ek en Megon was uit die staatsbureau oortuig daarvan dat u daartoe sou instem. En so, maats, het die manne hulle op die aanval voorberei. Die sfeer met stuurmotore om dit saggies in die ruimte te laat rondbeweeg, is 'n end van die planeet Krokon af in posisie geplaas. Binne in die sfeer was daar 2 ruimtetuie, 'n nuwe Impala van Interster en 'n Zareb ruimtetuig. Die Impala bemanning was kaptein Delarey, luitenant Buys en ekself. En Zanor en Megon was in hulle eie tuig. En weet julle, dit herinner my aan die verhaal van die houtperd van Troje in die ou Griekse geskiedenis, maar daaroor kan julle self gaan nalees. Op die afgespreekte tyd het die metaalsfeer stadig in die rigting van die Krokonplaneet begin beweeg, reg op die niks vermoedende prins Karnati af. Manskap, is daar nog geen tyding van Dr. Gorman nie? Dr. Gorman moes reeds hier by die Krokon hoofstad aangekom het, hoogheid. Dit weet ek goed, idioot. Dr. Gorman is so onbetroubaar dat ek soms nie mooi weet waarom ek met hom saamwerk nie. Daar is Dr. Gorman nou op die skerm, hoogheid. Uiteindelik.
Ek wonder wat sy verskoning sal wees. Baas, ek het Prins Karnati op skerm. Prins Karnati aan Dr. Korman. Daarom is u so laat. Oor. Ek is jammer, hoogheid. Ons moes onverwags van koers verander om een van die krokonmane die 8ste maan mis te ry. Hoor? 'n 8ste krokonmaan. Baie interessant, Dr. Korman. U kan vir my daarvan meer vertel nadat u geland het. Oor en uit. Het voel vir my of ons binne in 'n voetbal sit, kaptein. 'n Tamaai metaalvoetbal. Ja, en ek vertrou dat die denkbeeldige reus Orion ons nie met sy groot sterrevoet sal bykom nie. Die jagter Orion is maar net die produk van die vrugbare verbeelding van die vroeë astroloog op die aarde, kaptein. Vir hulle het die sterregroepering soos 'n jagter gelyk, die jagter Orion. Dit is dus onmoontlik dat Orion ons betaalsfeer sal skop, want hy bestaan in werklikheid nie. Bikkie. Jou logika is onverbeterlik, maar jou sin vir verbeelding laat veel te wense oor. Vir die mense is dit interessant om onreëlmatige patrone, soos die sterrehemel, in ooreenstemming met bekende voorwerpe te omskryf. Daarom word die sterrebeeld van Orion die jagter genoem. Luitenant, ek is 'n bewegende rekenaarrobot graad 1. En vir my bly dit maar net 'n klomp sterre. Dis nie nou tyd vir filosofie nie. Ons sal binnekort met die aanval begin. Ja, ek wonder dit met die ander bewoners van ons nie het opgaan. Impala aan Zarep. Hoor jy my? Hoor? Ons hoor die kaptein. Die metaalsfeer het sopas in 'n wentelbaan om die planeet Krokon aan beweeg. Die Krokons het nog nie alarm gemaak nie. En ons sal oor 'n paar minute die luike van die sfeer oppak en met die 2 ruimtetuie na buite vlieg. Oor en uit. Prins Karnati, ons vra toestemming om te land. Hoor? Ja, Dr. Korman. Land gerus, maar maak dit gou. Oor en uit. 'n 8ste maan om die planeet Krokon. Dit wys jou net hoe min daai 2 van navigasie af weet. Almal weet daar's net 7 Krokonmane. En terwyl ons aan die sfeer doenig was, het die professor en juffrou Villiers by die Interster hoofkwartier in Kaapstad op te kolle gesit. As alles volgens plan verloop het, behoort hulle nou naby die aanvalspunt te wees, professor. Dit is so 'n gevaarlike plan. Ek hou net mooi niks daarvan nie. Ja, Lida, dit is gevaarlik. Maar ek het in ons manne die volste vertroue dat hulle daarvan 'n sukses sal maak. Daarby is Zanor en Megon ervare vegvlieëniers. Maar die Krokon-oormag kan dalk vir hulle oorweldig. Wat kan 2 ruimtetuie teen die ganse Krokon-ruimtemag uitrig? Feitelik niks. Die verrassingselement sal wel aan ons kant wees, Lida. En daarby is ons trots op die spel. Ons moet ook daarom so af en toe die eerste hou plant. Prins Karnati, ek sê vir u, ons het 8 maande om die planeet Krokon getel. Die 8ste een was nie op die sterrekaart aangeteken nie, en ons moes toe van koers verander om die maan mis te ry. Dis hoekom ons laat is. En ek sê u het u dit verbeel, Dr. Gorman. Daar is net 7 maane wat om die planeet Krokon wentel. Daar was nog altyd net 7 maane. En daar sal in die toekoms ook net 7 maane wees. Hoe dit ook al sê, ek dink ons moet met die samesprekings voortgaan. Ons gesamentlike oogmerk is die uitwissing van Interster. En ons durf nie ons gedagtes daarvan laat aflei nie. Zarep tegen Impala. Die tyd het aangebreek. Ek maak die luike van die sfeer nou oop. Handhaaf radio stilte totdat ons by die aanvalsteken is. Hoor? Boodskap ontvang, Zarep Tuig. Hoor en uit. Prins Karnati, ek is van mening dat ons weer op Interster moet toeslaan. Die saak sloer nou al so lank en ons moet nou resultate behaal. Ek het 2 vyandelike ruimtetuie op skerm. Dis die vervlakste Delary en sy Lazarep bondgenote. Loods dadelik 'n teenaanval. Impala ruimtetuig aan Zarep tuig. Ek het die Krokon wapenopslagplekke op skerp. Ons begin aanval. Oor. Boodskap ontvang, Impala. Krokon ruimtetuie begin opstyg ons te tweede keer.
Ons sal met hulle slaags raak sodat jy tyd het om die taak af te handel, oor en uit. Styg op, manskap! Styg op! Ons moet die aardmense keer voordat hulle skade aanrig. Pakkie, is die wapens gereed? Kaptein, die wapens is gelaai, gerig en gereed. Kan ek maar begin? 4, Pakkie, 4! Dis raak, kaptein. Hoor net hoe ontplof die ammunisie. Klap geskiet, Pakkie. Al dis die eerste wapenopslagplek daarmee heen. Ek hoop net Zanor en Megon nou uit totdat ons die ander opslagplekke uitgewis het. Zanor, ek het die Krokon ruimtetuie op skerm. Hulle vlieg reguit op ons af. 4. Hulle het 'n geweldige hoormag. Die Zareb het een van ons ruimtetuie vernietig, hoogheid. Skurke! Dis die vervlekste delary wat hulle so goed geskiet het. 4! Ons is binne die Krokon skootafstand, Zanor. Byt vas, Megon. Ons moet kaptein Delary dekking gee totdat hulle die ander opslagplekke uitgewis het. 4. Ek het die tweede opslagplek op skerm, kaptein. Die wapens is gerig, kaptein. En Zanor en Megon se tyd raak min. 4. Dis raak, kaptein. Sending voltooi. Kom ons gaan help met Zanor en Megon. Die vuil Zarebs moet sterf. 4! Hulle het ons raak geskiet, Zanor. Ons wapens is stukkend en ons motore is beskadig. In daardie geval, Megon, is dit verby met ons. Ek is daarom bly dat ons in diens van die geregtigheid kon sterf. Alle aan daar bring dit uit. Ons sending is voltooi. Hoe staan sake by u? Hoor? Dat lyk maar sleg, kaptein. Ons tuig is erg beskadig. En die Krokons haal ons in. Maak dat julle wegkom, Zanor. Ons sal die Krokons probeer besig hou terwyl julle ontsnap. Hoor? Boodskap ontvang, Impala. Dankie. Oor en uit. Die Zareb ruimtetuig is beskadig, hoogheid. Mooi so. Nou sal ons met hulle afreken. Vlieg nader en maak seker van jou volgende skoot. Kaptein, ek het die Krokon op skerm. Alles van plan om die Zarebs die doodskoot te gee. Dan moet ons hulle keer. 4. Nog 2 van ons ruimtetuie daarmee heen, hoogheid. Waar kom die geskut vandaan? Dis Delary. Daar, links van ons. Roep versterkings in. Kerels, die Krokon teenaanvalsmag is nou aansienlik slegter daaraan toe. Kom ons gee pad voordat hulle versterkings kan inroep. Zanor en Megon het daarom nou 'n klein voorsprong. Ons sal hulle langs die pad probeer help. Daar, hulle kaptein. Hulle ruimtetuig het gaan staan. Hulle moet dadelik na ons toe oorstap. Sjoe, hulle ruimtetuig is al gehele brak. Impala aan Zareb ruimtetuig. Hoor jy my? Hoor? Ons hoor die kaptein. Ons ruimtetuig is gaar, hoor. Maak gereed om na ons toe oor te stap, Zanor. Ons sal die ruimtetuig hier moet laat. Is die ruimtepakke nog heel, hoor? Ja, kaptein. Wanneer in die ruimte sal vir my gestel voordelig wees. Ek sou dit graag sterker wou stel, Zanor. 'n Ruimteuitstappie is noodsaaklik vir 'n volgehoue gesondheid. Prins Karnati is kort op ons hakke en hy is pressend kwaad. Ek moet gou maak. Daar is hulle, hoogheid. Die Zareb en Impala ruimtetuie is naast mekaar. En dit lyk of die 2 Zarebs na die Impala ruimtetuig oorstap. Maak gou, dan kan ons die 2 tuie saam vernietig. Hier is die versterkings ook by ons. Delary, ek heb jou. Uiteindelik heb ek jou. Zanor en Megon is aan boord, kaptein. Laat by, luitenant. Die Krokons is op die oorlogspad. Sal ek vet kry, kaptein? Hyperverstelling, luitenant. Die Impala ruimtetuig verdwyn, hoogheid. Maar die Zareb tuig is nog daar. 4, vernietig hulle. As u my vra, het die Zareb ook ontsnap, hoogheid. Bly stil. Moenie weer 'n woord oor hulle of oor Delary rip nie. Die hele mislukking laat my sommer naar voel. Keer terug na basis. Dalk kan dokter Gorman iets voorstel, hoogheid. Ha! Dr. Gorman. Hy's gaste fritsig vir Interster. Wens ek kan van my 'n ander bondgenoot kry. Maar wie is teen die durf van Interster opgewasse? Baas, Prins Karnati gaan woedend wees
As hy hoor ons het stilletjies in sy afwesigheid vertrek. Hy seker in elk geval moet dat Interster vir hom so oor aangesit het. Die krok ons het vandag 'n groot neerlaag gelei. Ek bly liewer uit sy pad uit tot hy sy gal gesak het. Lamsakke. Waar kan ek tog 'n behoorlike bondgenoot in die hande kry? Neem my terug na die asteroïde toe. Reg, baas. Maats, en ek kan vir julle nou al sê dat Dr. Gorman en Prins Karnati toe wel 'n nuwe bondgenoot in die stryd teen Interster gewerf het. Om uit te vind wie die nuwe vyand is, sal julle op die volgende reeks moet wag. Ek kan nie nou al die geheim uitlap nie. Tot ziens julle. Moenie moed verloor nie. Die krokon sal ons nie onderkry nie. Alles van die beste, maats. Hou saam met my duim vas as die kaptein en die luitenant in lewensgevaar verkeer. Vertrou op ons mense. Ons is ervare vlieëniers en ons ruimtetuie en wapens is uit die boonste rakke, want ons het hulle self hier by Interster ontwerp en gebou. Vriende, ons het julle volgehoue ondersteuning nodig. Die gevegsmag en die volk moet saamwerk om die vyand te oorwin. En van my, Bucky, die bewegende rekenaarrobot graad 1, die slimste, knapste en wonderlikste van my soort, en daarbij ook die mooiste en die mees beskeie, is dit totsiens tot volgende keer en groetnis van die Interster personeel.